Hallo daar, goeiemôre, good morning. Die lied in die hart is terug en ons is ook welkom by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop julle is reg vir die oggend. Ons staan gereed om saam met jou die dag aan te pak op die regte noot af te skop ook. Pieter, wat kan ons vandag verwag in die program? Ek wil net sê, dink jy nie ek en jy is in die Valentyn vleur? Ons Pragtig, kyk net hoe pragtig verskriklik lyk ons jou daar ook op jou skerm as jy so na ons kyk en as jy nie nou 'n glinster in jou oog het nie, dan moet ons hom verander na goeienaand. Good evening. Precies. Maar ja, waarna jy kan uitsien in vandag se program. Dewald Miller van The Picnic Club vertel van hulle baie spesiale Valentyns piknik ervaring. Antoinette Carvello van Duster Dollies deel slim skoonmaakwenke om jou huis langer blink te hou. Jacques Val, hoofuitvoerende beampte van die Titans, kuier saam met Arnold. Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect gee idees vir dames vir date outfits. Elsabie Zietsman gesels oor haar bekroonde een-vrou produksie Road Trip. En Dion Groot is 'n bietjie later hier om te gesels oor sy nuwe album Seisoene. Lekker vol program. Ja, absoluut. Lekker verskeidenheid ook. Pieter, ons het nou die dag gekyk hoe Elsa daarby Smash That die goed net behoorlik slaan en al haar frustrasies uitkry. Van het ontslaag en daar geraak. is nou 'n nuwe studie gedoen dat meer en meer vrouens eintlik na hierdie rage rooms toe gaan. Aha. These rage rooms are spaces where people pay to smash items like TVs, furniture and crockery as a way to release stress. While the idea might sound a bit chaotic, many women say the experience is surprisingly controlled and even calming. One woman called Dina told the BBC she expected to feel aggressive, but instead she found it to be a physical release rather than an emotional outburst. Afterwards, she said she felt lighter and calmer, comparing it to hitting a reset button or having a deep tissue massage. Rage rooms first appeared in Japan in the late 2000s and have since spread around the world. In the UK, there are still relatively few of them, but owners say that they are seeing more and more female customers. Another visitor named Shuka described smashing a car while listening to her favorite music as weirdly freeing, saying it felt like a workout for both her body and her mind. Psychotherapist Jennifer Cox believes this trend speaks to how women are often conditioned to suppress their feelings of anger and frustration. With the pressure of work, family, and caregiving roles, many women carry unexpressed stress, and rage rooms offer a safe space to let it out. Mental health experts agree that anger itself isn't unhealthy. It's how it's handled that matters. Rage rooms, they say, can provide instant relief, clarity, and calm, allowing people to release emotions safely without judgment. In a world where women are often expected to stay composed and be nice, rage rooms may be offering something unexpected, permission to feel, to release, and to reset. Pieter, is daar 'n vrou in jou lewe wat jy dink sal baat by 'n rage room? Man, ek dink my vrou sal, ek dink enige vrou for that matter, sal so nou en dan net 'n bietjie 'n rage met jy. Ek dink baie keer as jy gefrustreerd is of so, het ek al gehoor, het van die kopdokters ook al gesê, man, gaan gooi net 'n bottel stikkend in die muur en daai gevoel wat jy hier binne jou net, daai crashing effek, laat jy sommer beter voel. Maar ek wil net vir al die dames ook sê, Roos, as jy nou in die motorhuis kom, in die garage, en jy voel 'n bietjie gefrustreerd en goed, moenie dink jy's in 'n rage room nie, want ek weet nie of jou man baie gelukkig met jou gaan wees na dese, as jy nou sy karretjie daar aan mekaar timmer nie, maar het jy gedink dit is die tipe effek wat dit gaan gee? I didn't think that it would be relaxing. I thought it would kind of be, jy weet as jy kan voel daai adrenalien of daai stresshormoon, cortisol, wanneer jy kan voel dit bou op en jy kry sulke palpitations, I thought that it would kind of be that kind of a feeling. Maar ek het ook gesien, eintlik 'n paar weke terug op sosiale media, ek het 'n plasing gesien, wat sê dat die opbou van emosies en the suppressing of how you actually feel, which women do quite a lot just to kind of get through the day or get through the task ahead or whatever, is linked to the development of autoimmune diseases. Blijkbaar is daar 'n studie wat gedoen is wat sê, get it out. So I mean, if there isn't even a better way than to go and hit the rage room to get it out, then I don't know. Maar kom ek vertel vir jou, hoe kry manne dit bietjie uit, jy weet, op 'n manier. Jy het al gehoor van ons manne wat ook so bietjie nou en dan
gefrustreerd raak en so aan. Ja. Maar nee, ja. Jagters meetkragte in Duitsland se takbok roep kampioenskap. Hoe is daai vir jou? Takbokroep. Ja, dis 'n tradisie wat al eeue lank bestaan en het Duitse jagters onlangs in Dortmund bymekaar gekom om hul vaardigheid te toets in die kuns van takbokroep. Die Duitse nasionale takbokroep kampioenskap het verlede Vrydag tydens die Jacht in Honde handelskou plaasgevind. Deelnemers moes die diep dreunende gebrul van 'n rooi hert so realisties as moontlik naboots. 'n Tegniek wat oorspronklik gebruik is tydens die paarseisoen om takbokke te lok en te beoordeel. Vandag gaan dit egter minder oor jag en meer oor presisie, tegniek en klankbeheer. Hoewel daar geen diere teenwoordig was nie, het die klanke luisteraars reguit na die hart van die woud geneem. Geklee in tradisionele jagdrag met groen hoede versier met gems of bokhaar, het deelnemers allerlei interessante hulpmiddels gebruik. Van oshorings en seeslagskulpe, ja, tot glasbuise en selfs holplant stingels om die unieke geluide van takbokke te skep. Die beoordelaars het die roepe geëvalueer op grond van egtheid, aangesien 'n takbok se roep kan wissel na gelang van ouderdom, stemming en die stadium van die paarseisoen. 3 dissiplines is beoordeel: die roep van 'n ou soekende takbok, die dominante mannetjie tussen in 'n trop wygies en 'n dramatiese roep tussen 2 ewe sterk takbokke. Fabian Menzel van Beier het vir die 5de jaar agtereenvolgens met die laure weggestap en sal Duitsland later vanjaar by die Europese kampioenskap in Litauen verteenwoordig. Volgens hom is takbokroep 'n fascinerende spel van kommunikasie tussen mens en dier en vir baie jagters die hoogtepunt van hulle kuns. Kan jy dit nou glo? Ek sou baie graag sy takbokroep wou gehoor het. Ja. Net sodat ons ook bietjie kan beoordeel en sê, okay, Fabian, well done. En dat ons kan kyk of ons dit hier uit Suid-Afrika se geleedere ook kan doen. Ek meen as ons immers nou in die Winter Olimpiese spele kan wees, kan ons dalk iemand daarna toe afvaardig. Presies. Presies. Watter diere kan jy naap? Makara! Ek kan nou Hardy daar doen. Jy kan. Nee, dit was die worst Hardy daar. Daar is so vroeg in die oggend. Nee, kyk eens aan. Wat van 'n brulparra? Rabbit. Al hierdie stories wat ons in die oggend te doen het, dit laat my net dink, daar is soveel goed in die wêreld waarvan ons nie weet nie. Ja. Wat mense doen as stokperdjies, things that people do just because they enjoy them. And whether they are strange or whether they are just really kind of out there, it still means something to them and it's fun for them. Nou imagine, hier's 'n hele wêreldkampioenskap van takbokroep. Takbokroep. Dit is nou nogal 'n storie, nee. En dink nou net, jy gaan as 'n klein laaitjie ook saam met jou pa uit en hy leer jy nou hoe om reg te roep en kyk wat gebeur. Nee, dit is amazing. Ja, en ek is so bly jy noem nou die ding dat jy nou dit 'n tradisie in die familie amper of in die gesin hou. Like it's so good to kind of not lose those little things that make the traditions in a family en die goed wat regtig net oor die eeue en oor die generasies heen oorgedra moet word. Ek dink dis magic, hoor. Hou vas by daai tradisies en ons sal 'n bietjie kyk of ons een van daai roepe se audio kan kry. Bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder en moenie laat ons jou uitvang en dalk moet roep om terug te keer nie. Bly net waar jy is.